Hartlike goeiemôre. Ek groet almal vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Ons loof, eer en prys die Vader vir die absolute eer en voorreg om deel van hierdie kosbare dag te kan wees. Ons loof en prys die Here vir die voorreg om mekaar te kan bedien met wysheid, met insig, kennis en krag. En vir die voorreg om geroep en bemagtig te wees om te bou in mekaar se lewens en ook dit wat die Here verniet vir my gegee het, verniet te kan uitdeel en ook dit wat die Here op my hart lê vandag, die brood op die skinkbord te plaas van dit wat in my hartskamer gelê word. Alles tot lof en eer van die Here. Vars brood wat die Here op my hart lê vandag. Ek wil vir jou uitnooi. Maak vir jou 'n lekker koppie koffie, maak vir jou 'n koppie tee, kry vir jou 'n bietjie water. Bring jou Bybel nader, bring 'n pen en papier en kom luister vandag wat die Here op my hart lê. Ja nie, ons gesels vandag oor Kersdag en ja, ek het so 'n bietjie gemakliker aangetrek en ek geniet hierdie dag. Dit is 'n kosbare tyd vir my. Desember tyd is vir my 'n kosbare tyd. En ek gaan verstaan my punt mooi. Ek gaan lekker Kersfees hou met my boom en al. Ek gaan lekker eet, lekker tyd saam met my kinders en familie deurbring. Ek en my geliefdes gaan kerk hou, ons gaan bid en Bybel lees. Ons gaan geskenke ontvang, geskenke uitdeel. Ek gaan saam met my huisgesin, ons Vader in die hemel verheerlik vir die grootste geskenk uit die hemel uit. Jesus Christus, die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. God ken my hart. Hy weet my bedoelings is opreg en goed. Kom ek gee vir julle 'n kort beskrywing of verduideliking wat die Kersboom vir my beteken. Jy weet, ons word gekonfronteer met soveel mense wat ons daagliks aanval en sleg sê en diskrediteer en beskuldig. En julle sien hier agter my is my Kersfeesboom. En net voor almal hulle polse afbyt of my weer eens beskuldig dat ek besig is met okkulte en afgodsdiens en al die dinge. Jy weet mos die mense ruk die dam onder die eende uit en hardloop net met 'n ding, 'n bus sonder brieke en daar gaan hulle met hulle opinies en hoe hulle dinge sien. Maar ek wil vandag vir julle iets verduidelik. Dis nie waaroor hierdie ding gaan. Dis nie waaroor hierdie leerstelling gaan, maar net so vinnig wil ek julle net vinnig sê wat beteken die boom vir my, as ek dit mag deel vandag. En die Kersboom, soos jy hom daar sien, dit herinner my aan die boom van alle kennis. Die boom van alle kennis in die 1953 vertaling van die Bybel genoem die boom van kennis van goed en kwaad. Dit kan jy lees in Genesis 2 vers 9. Is een van twee spesifieke bome in die verhaal van die tuin van Eden in Genesis 2 tot 3, saam met die boom van die lewe. Jy sien, die boom het 'n anderste betekenis as wat baie ander mense die soos 'n bus sonder brieke begin hardloop en opinies en gevolgtrekkings maak. Jy sien maar, jy kry ons mense wat sê ons veraf God hierdie goed. Ek kan partykeer kan 'n mens net lag vir die opinies van mense. Nou, die skrifte wat ek wil deel, wat vir my saak maak rondom hierdie boom, is natuurlik Genesis 2 vers 9. Die Here God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Die Here gee vir my nog 'n skrif, Genesis 2:17. Maar van die boom van alle kennis mag jy, dit is nou die mens, nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Genesis 3:5. God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Genesis 3:11 sê die woord, die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En dan die laaste skrif, Genesis 3:24, die Here God het die mens uitgedryf om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, engele, en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg.
Dis maar waaroor die boom vir my gaan. Baie mense vra vir my, maar waar kom jy daaraan? Hoe kan jy dit bind aan die geboorte van Jesus Christus, aan hierdie tydperk wat ons vier? En dit is wat die boom vir my beteken. As ons na die ster kyk, as jy daar bo kyk, het ek 'n groot ster. Dit herinner my aan die ster wat geskyn het in Bethlehem op die dag tydens Jesus se geboorte. Dan die liggies wat jy sien, die versierings en die geskenke. Dit herinner my aan die lig vir die wêreld wat Jesus kom bring het, die vrolikheid, die vreugde, die grootste geskenk uit die hemel uit. Die geskenke is 'n teken van blydskap, welwillendheid en dankbaarheid. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En dit kan jy lees aan Handelinge 20 vers 35. Kersfeesvader, as ons na hom kyk, hy herinner my, luister baie mooi, aan niks anders behalwe aan my kinderlewe nie, om die verrassingselement van die aflewering van die geskenke lewendig te hou, het ons ouers van Kersfeesvader gebruik gemaak om hierdie belangrike rol te kom vertolk. Dit is soos die sterrekykers en die skaapwagters wat die ster gevolg het tot in Bethlehem waar Jesus gebore is. Hulle was wildvreemde mense wat erkenning kom gee aan die Messias, die Christus, die Seun van God, die Seun van die Allerlei God, Immanuel, God by ons. Hulle het geskenke aan hom uitgedeel. Kersfeesvader is niks anders as 'n sprokiesverhaal, 'n kinderstorie, 'n fliek, 'n denkbeeldige karakter wat kinders kom bederf en gelukkig kom maak nie. Die meeste van ons weet dat hy net 'n valse figuur, 'n skaduwee is van die ware lewensverhaal en wonderbaarlike geboorte van ons koning Jesus Christus. Hierdie is 'n tyd van liefde en vreugde, blydskap, 'n tyd vir familie en gesinne om eer en erkenning te gee aan ons verlosser en saligmaker, ons broer, ons koning, ons rolmodel, Jesus Christus. Doen dit, vier dit vir die regte redes. Dis waaroor hierdie tydperk gaan, nie om te kyk wie kan die meeste geld uitgee, wie die beste geld, die grootste geskenke, wat dit later gaan oor geld, oor die maak van geld en oor die produksie van hoeveel mense gebruik hierdie geleentheid om geld te maak. Alles gaan oor geld en hulle mis die prinsip, die absolute, hoe kan ek sê, kern van die boodskap van Jesus Christus en sy geboorte. Verstaan my punt baie mooi. Jeremia 10 vers 1 tot 5 sê die skrif die volgende: luister wat die Here vir julle sê, Israeliete. So sê die Here, moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidene nasies wat daarvoor bang is. Hulle voorskrif om 'n God te kry is sinloos. Hulle kap 'n boom in die bos af, 'n ambagsman kerf dit uit met 'n bytel, hy versier dit met silwer en goud, met hamer en spyker slaan hy dit vas, dat dit nie omkantel nie. Sulke gode kan net so min praat as 'n voëlverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Ek kry verskeie klagtes van mense wat kla dat Kersfees 'n okkultiese ritueel, sekte of aanbidding is. Hierdie is een van baie verskille wat ons as gelowiges uit mekaar uitskeer. Elkeen van ons is geregtig op ons mening en het 'n godsdienstige reg om van mekaar te verskil. Maar ten spyte van alles moet elke bydra nog steeds met die stem van die Heilige Gees gestaaf en getoets word. Ons moet mekaar nog steeds onvoorwaardelik kan lief hê en respekteer, soos die woord van God van ons verwag. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir jou of vir my of vir Satan toe nie. God het altyd die laaste sê. Kersfees is wat jy daarvan maak. Ons God, Vader, Seun en Heilige Gees is baie groter as enige vyand hier buite. Vandag is ek 47 jaar oud en van kleins af vier ek en my familie Kersfees. In my oë is dit 'n Christusfees.
Alles tot ereverheerliking van ons koning Jesus Christus. Ek lewe vir Kerssangdienste in al ons kerke. Daar's niks lekkerder as om vir God saam met ander medegelowiges te loof, te eer en te aanbid nie. Die Satan en al sy bose magte is wel tussen ons, maar as ek die Bybel reg verstaan, met die Heilige Gees binne ons, is hulle mos almal onder ons voete, volgens Lukas 10 vers 19, of hoe, het Jesus nie klaar die vyand aan die kruis oorwin nie. As die Heilige Gees werklik binne jou lewe, is daar geen vrees in die wêreld meer nie. Alles gaan oor God drie-enig. Die Satan het net een sê, en dit is nag sê, en dit moet hy sag sê. 2 Timoteus 1:7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jakobus 2:19. Glo julle dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, weerstaan die Satan en hy sal van julle af wegvlug. Ek en my huis sal die Here dien. Kersfees is 'n tyd van liefde en samesyn tussen mekaar. Die meeste van ons vier Kersfees vir die regte redes. Kersfees is wat jy daarvan maak. Geen liggie, boom of pop of kan jou enige iets aandoen nie. Jesus is ons koning. Alles gaan oor hom. Mense wil in alles spooke en demone oproep. Die Satan gebruik enige kans om die wonderwerk van Jesus se geboorte ongedaan te maak. Ons verlosser, ons saligmaker is gebore uit 'n vroulike maagd, Maria. Jesus is die Christus, die seun van die almagtige God, wat hemel en aarde geskaap het. Mense sal hom Immanuel noem, die naam beteken God by ons. Jesus is die woord wat mens geword het. Jaarliks probeer Satan hierdie boodskap verdraai, ondermyn en uitdoof, en as belaglik en onnatuurlik aan volke en nasies afmaak. Vir my is dit 'n tyd van liefde en samesyn saam met my familie. Ons gee vir Jesus al die lof en eer en is saam met ons medebroers en susters. Dit is nou gelowiges, Christene bly oor ons verlosser en saligmaker wat gebore is. Party mense swaai en draai die Bybel om by hulle eie behoeftes in te pas. Hulle sien net binne die Bybel wat hulle daaraan wil sien. Niks word met die stem van die Heilige Gees gestaaf of getoets nie. Gee aan God al die eer. Leer jou man en vrou, jou familie en kinders van die Bybel en alles wat Jesus vir ons kom doen het. God is groter as enige vyand hier buite. Saam met medegelowiges, kinders en engele dien en vereer ons koning Jesus Christus met liedere, skrifgedeeltes en samesyn. Daar staan geskrywe, Matteus 21 vers 15 en 16. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, prys die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie? U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing. Psalms 8:3. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teenstanders, die vyand en die wraakgieriges tot swye gebring. Markus 11 vers 9 en 10. Die wat voorgeloop en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loop vir hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is, prys hom in die hoogste hemel. Lukas 2:13-14, skielik was daar saam met die engele, menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehae het. Skus liewe broer, suster, is lekker warm hier waar ek sit om bietjie privaatheid te kry en stilte te kry sodat ek hierdie woord kan bring vir julle. Kom ons gaan aan. Lukas 19 vers 39 en 40. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Moet jou nie steur aan die wêreld met al sy sê goed nie.
Jesus is juis gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en dit alles deur sy eie mense. God kyk wat binne jou hart aangaan. Die woord sê die wêreld sal jou haat omdat jy nie meer deel van die wêreld is nie. Ek kan jou 100% verseker dat daardie einste mense wat alles so sleg sê en verwens nie eers God se stem kan hoor nie. Hulle luister na hulle self, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Baie van hulle het 'n godsdienstige gees in hulle. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. Die woord sê die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir jou of vir my of vir Satan toe nie. Alles kom God toe. Hy is immers die skepper van hemel en aarde. As ons bietjie kyk na die geskenke rondom hierdie tydperk met Kersdag, geskenke, gaan geniet jou ruskamer saam met jou gesin en familie. Bederf mekaar en wees lief vir mekaar. Dit is waaroor Kersfees gaan. Ons verlosser en saligmaker is gebore. Jesus is koning. Die Heilige Gees het my verseker dat daar absoluut niks verkeerd is om Kersfees te vier nie, solank dit vir die regte redes eerbiedig word. Daar's niks lekkerder as om 'n geliefde te bederf en hom of haar gelukkig te maak nie, veral as dit by ons kinders kom. Die woord leer juis vir ons die volgende, Matteus 2 vers 11. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Handelinge 20:35, deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nou gee die Here ook Numeri 7 vers 54 tot 59. Op die 8ste dag het Gamliel, net 'n moeilike woord om uit te spreek, sy geskenke gebring. Hy was die seun van Pedasur en die leier van Manasse. Sy geskenke was 'n silverbord van 1,5 kilogram en 'n silverbak van 800 gram. Al twee was vol meel met olie gemeng as graanoffer. Hy het ook 'n goue houer gebring van 115 gram, vol wierook. Daar was ook 'n jong bul en 'n jaar oud rammetjie vir brandoffers, 'n bokram as sondeoffer, 2 osse, 5 ramme, 5 bokramme en 5 jaar oud lammers as vredeoffer. Dit was die geskenke wat Gamliel, die seun van Pedasur, gebring het. Die bostaande skrifte, dit wat ek nou gelees het, is my bevestiging van die Here af, dat daar niks verkeerd is om geskenke uit te deel of te ontvang nie. Geskenke is 'n simboliek van liefde, omgee en dankbaarheid. Begin jou Kersdag reg deur om kerk toe te gaan. Almal wat daar sit is bly dat ons verlosser en saligmaker Jesus Christus gebore is. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Die dag word onvoorwaardelik aan hom toegewy en natuurlik opgedra. Lukas 16:16 sê die woord: tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig en elkeen probeer so hard as wat hy kan om daarin te kom. Uit ondervinding en ervaring in die bevrydingswêreld het ek geleer dat net soos ons Christene, die sataniste, die valse profete, valse dominees, pastore, priesters en leraars die Bybel ook lees en goed verstaan. Daar's 'n fyn lyn tussen die waarheid en 'n halwe waarheid. Die sataniste, die valse profete, valse predikante, dominees, pastore, priesters en leraars swaai en draai die Bybel sodat dit by hulle eie behoeftes inpas. Ons Christene besef nie die erns van hierdie aanslag van die anti-kris op ons geloof nie. Alles vorm deel van die geestelike afdeling van ons geloof. Die Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Die Satan kom deur mense na jou toe. Die Satan misbruik mense as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen. Die waarheid kan op net een enkele manier bevestig word en dit is met die stem van die Heilige Gees, die Gees van waarheid. As ons kyk na Kersfees Vader, as ons kyk nou juis in hierdie tyd van Kersdag,
Wil ek so 'n bietjie woord bring, dit wat op my hart lê, wat die Here op my hart lê, wil ek na julle toe bring, wat Kersfeesvader aanbetref. Matteus 23 vers 9 sê die woord, en julle moet niemand op aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemele is. Ek wil dit weer lees, Matteus 23:9, en julle moet niemand op die aarde julle Vader noem nie, want net een is julle Vader, hy wat in die hemele is. Baie mense verwys dadelik na hierdie vers wat ek sopas gelees het, as dit by Kersfeesvader kom. Dadelik is jy 'n afgodsaanbidder en dien jy valse gode. Jy is ongehoorsaam. Jy is in direkte opstand teenoor God in sy evangelie. My liewe boetie en sussie, Satan sal enigiets doen of sê om die aandag van Jesus Christus se geboorte af te lei. Die mooi van Kersfees, die liggies, die geskenke, die blydskap, die vreugde, die samesyn, word deur hierdie valse interpretasies van God se woord onsmaaklik gemaak. As ons met Vader Kersfees 'n probleem het, moet ons ook met Vadersdag 'n probleem hê, want al twee word vaders genoem. God kyk wat binne jou hart aangaan. God soek 'n opregte hart van die wat hom aanbid en dien. Wat met bogenoemde vers bedoel word, is byvoorbeeld die Rooms-Katolieke geloof, wat die geestelike leier as Vader aangespreek word. Lidmate van die Rooms-Katolieke kerk bely hulle sondes aan die Vader van die gemeente en hy beskik volgens hulle die mag om sondes te vergewe al dan nie. Pas op vir misleiding, dwaalleer en valse profete wat na hulle self luister, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Daar staan geskrywe, Galasiërs 1 vers 8 en 9, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ons nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig wat in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Hierdie is in die 1933-53 vertaling. Natuurlik weet ons almal dat Kersfeesvader nie bestaan nie, maar net so weet ons almal dat Heidi, Oscar, Superman, Brakanjan, Willy Wally, Airwolf, Knight Rider, The A-Team, Ben 10, Spider-Man, Hello Kitty, Harry Potter, Barbie, Shrek, Cinderella ensovoorts ook nie bestaan nie. Nergens in die wêreld is daar 'n bevolkingsgroep of nasie wat 'n Kersfeesboom met liggies aanbid of dien nie. Wat Jeremia 10 vers 1 tot 5 vir ons leer is om nie afgode te maak en te aanbid soos die heidene nie. Voorbeelde daarvan is die volgende: die boeddhisme geloof en die hindoeïsme geloof. Hulle maak beelde en aanbid dit. Hulle aanbid die skepping in plaas van die skepper. Net so het die Israeliete ook die goue kalf aanbid terwyl Moses op die berg Sinai was. Die hele wêreld is in sonde vasgevang, in 'n droomwêreld waar realiteit nooit seëvier nie. Kyk byvoorbeeld na die televisie. Alles is soms so onrealisties en onwerklik. Alles wat mooi en goed is, word altyd uitgebeeld. Maar in realiteit, in werklikheid gebeur dinge nie altyd so nie. Op die manier word 'n fantasiewêreld in ons koppe ingedoktrineer, soos byvoorbeeld seks voor huwelik. Die televisie leer vir ons dat homoseksualiteit en seks voor huwelik en seks met verskillende maats geen negatiewe gevolge vir die mensdom inhou nie, terwyl die Bybel vir ons leer om ons nie met hoerery, egbreek pleeg of onsedelikheid besig te hou nie. Homoseksualiteit is 'n gruwel in God se oë. Mense wat hulle aan sulke dade skuldig maak, sal nie die ewige koninkryk van God as erfenis verkry nie. Daar staan geskrywe skrifte wat die Here vir my gee om dit so in te bring ook. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap,
uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om te deel, terwyl ek besig is hiermee. 1 Korintiërs 6 vers 9 en vers 10. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaars of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Nog 'n skrif wat die Here gee, 1 Timoteus 1 vers 8 tot 11. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n Mens moet onthou dat die wet nie vir wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontuchtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg, of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie wat die heerlikheid van die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Romeine 1 vers 22 en dan vers 24 tot 32 gee die Here ook vir my om met julle te deel. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelikheid onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandeklede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al die ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeentheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatig en verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Absoluut die waarheid. Nog 'n skrif wat die Here gee. Julle moet 1 Korintiërs 6:18, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Ja, die Here gee my net hierdie skrifte, juist omdat ek nou gesê het, dat die televisie beeld alles wat sleg is goed uit, en dit lyk normaal, en dit word alles goed gepraat, alles wat sleg is, word goed gepraat, en wat goed is, sleg gepraat, en dis hoekom die Here my toegelaat het, om hierdie skrifte in te bring, terwyl ek besig is om hierdie woord in leerstelling te maak oor Kersfees. 1 Petrus 1, vers 14 tot 16, gee die Here ook vir my, as gehoorsame kinders moet julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. 1 Tessalonisense 4:8. Wie hierdie voorskrifte verwerp dis nie maar net 'n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Hebreërs 12:14 sê die Here, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Wat is heiligheid? Heiligheid is die eindproduk van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Gehoorsaamheid aan die Bybel, aan die voorskrifte en bepalings van God ons Vader wat in die hemele is. Bekeer eerder jouself
van al jou verkeerde dade, jou sondes, en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. As jy nog steeds in sonde bly lewe, dan is jou bewys van bekering vals, en die gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. Daar staan geskrywe, hoor hierdie kragtige skrif, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig, en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Daar's baie meer ander bekommernisse om oor te kla as 'n kerfeesboom met liggies. Ons jong mense gebruik hierdie tyd van die jaar om fees te gaan vier. Vir baie van hulle verander dit in rampe en hartseer. Ons jong mense vergryp hulle aan drank en dwelms en seksuele losbandigheid is die advertensie van 'n samelewing wat op alle forme van normes en waardes verval het. Ons mense en ons kinders onderskat die mag en krag van Satan totaal en al. Met geld word ons kinders tot in die afgrond in bederf. Die grootste geskenk wat jy as ouer ooit vir jou kind kan gee, is die voorreg om die Here te ken en sy Heilige Gees te ontvang. Jou kind moet die Here ken. Hy of sy moet 'n gemeenskaplike verhouding met God kan hê. Jou kind moet die Heilige Gees se stem kan hoor. Terwyl hulle die stem van God nie kan hoor nie, is daar definitief 'n probleem. Ons lewe in tye waar jou lewe binne sekondes verander kan word. Jesus kan enige tyd afkom. Alles het in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid verval. Ons Christene erken nie meer die slinkse aanslag van die ware vyand Satan hier buite nie, want dit word ons mense nie geleer nie. Satan gebruik astrale projeksie en pornografie en dwelm, seks en drank om jou kind in die afgrond in te lei. Ek ken baie goeie mense wat net een groot fout in hulle lewe gemaak het, en een van hulle was Oscar Pistorius gewees. Moenie dat jou kind dieselfde fout maak nie. Ek pleit vandag by elke ouer om verantwoordelikheid te vat vir julle kinders. Leer hulle die moeds en moenies van die lewe. Leer hulle wat God van hulle verwag. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Die woord sê, wie my eer sal ek eer, en wie my minag sal ek minag. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Hoor vandag die woord van die Here vir elke kind wat vandag na my luister. Vir elke jong man en jong meisie wat hierdie brief lees en wat na hierdie video luister, daar staan geskrywe, Prediker 11 vers 9, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. As ons kyk na die stem van God, die Here bring dit in hierdie leerstelling en om weer eens opnuut vir julle almal attent te maak hoe belangrik die stem van die Heilige Gees is, omdat daar baie valsheid is, en baie dwaalleer en mense wat hulle opinie spreek hier buite, en op die einde van die dag, jou opinie maak nie saak nie, my opinie maak nie, Satan se opinie maak nie saak, alles gaan oor God se opinie. As ons kyk na die stem van God, jy is 'n kind van die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Jy glo in Jesus Christus. Jy glo dat hy vir jou gesterf het. Jy glo dat hy die dood opgestaan het. Jy glo dat hy opgevaar het na ons hemelse Vader toe. Hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader. Jy glo dit. Nou as jy die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy mos kan luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Jy moet mos die stem van die Heilige Gees kan hoor. Nou wat sê die Here vir jou oor Kersfees? Watter antwoord kry jy? Die rede hoekom ek vra is juist die volgende. Die woord sê, Johannes 10 vers 2 tot 5 en dan vers 14 tot 16, sê die woord die volgende. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit
En die skape volg hom, omdat hulle sy stem kan hoor, en sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir my skape, vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Dan gee die Here Johannes 10:27, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Sien hoe belangrik is die stem van die Here. 1 Samuel 12 vers 14 tot 15. As jy eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie. Julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Vader julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Romeine 8 vers 14 gee die Here vir julle, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, dis die Heilige Gees, is kinders van God. Galasiërs 5 vers 18, maar as julle deur die Gees laat lei, die Heilige Gees, staan julle nie meer onder die wet nie. Want dan luister jy na die Here en jy kyk na hy en jy maak die Here deel van jou besluit en God se Heilige Gees sal jou lei in waarheid. Hy sal vir jou leer wat reg en verkeerd is in die woord van God, want as dit op jou hart geskryf wat wys wat reg en verkeerd is in die oë van God. Duidelik, as ons na hierdie skrifte luister en dit lees en wat ek ook vir julle bring, dis baie duidelik, moet jy God se stem kan hoor. Jy's mos een van sy skape. Jy het mos die Heilige Gees ontvang. Dit is nou dieselfde Heilige Gees wat Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, Johannes, Filippus ensovoorts ook ontvang het. Dit is dieselfde Heilige Gees wat ek en nog baie ander broers en susters in die Here Jesus Christus ook ontvang het. Nou ek weet hoe die Heilige Gees my lei. Ek weet hoe klink sy stem. Ek weet wat God van my verwag en wat hy my leer om aan ander mense te verkondig. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself uit nie. Dis alles net genade van bo af. Al die lof en eer kom God toe. My vraag aan elkeen van julle wat hier lees of na hierdie video of hierdie voice note luister. Hoe laat jy jouself deur die Gees van God lei as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie? Hoe kan jy jouself 'n kind van God noem as jy geen gemeenskaplike verhouding met hom het nie? Die woord leer vir ons die volgende, Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgeryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. In Lukas 6:46 sê die woord, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Die woord waarsku jou oor die volgende. Luister baie mooi, Matteus 24 vers 23 en 24. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, as dit moontlik was, om self die uitmekorendes te mislei. So dit is eienskappe waarop jy op jou hoede moet wees. Jy gaan mense wees wat al die magic doen, wat al die wonderwerke teken doen, en as jy dit nie kan toets met die stem van die Heilige Gees, gaan jy nie weet waar dit vandaan kom. Hier's baie misleiding, hier's baie valse profete hier buite, en dis hoekom daar soveel verdeeldheid is tussen ons Christene, tussen die gelowiges, want elke volg sy eie kop, sy eie opinie, en die mense is later self God, hulle maak nie vir die Here deel van die Here, van hulle besluite nie, en op die einde van die dag is hulle eintlik hulle eie grootste vyand, op die einde van die dag. Die Bybel sê, hulle sal selfs die uitverkorenes probeer mislei. Hoe gaan jy weet wat reg en verkeerd is, as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie? Sonder God se stem is jy absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Alles net 'n kwessie van tyd. Dit is net so goed jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer.
Nog nooit het ek my siening of opinie op 'n ander persoon of persone afgedwing nie. Dit is God wat mense ontvanklik maak. Dit is hy wat jou verstand open om die skrif te verstaan. Dit is God self wat mense oortuig en hulle harte aanraak. My raad is juis aan almal om self te gaan stil raak en die Heilige Gees te vra of dit wat ek, Koert Jordaan, skryf of praat, of dit wel van die Here afkom of nie. Mense moet nie na my luister nie, mense moet na die stem van die Heilige Gees luister. My raad is juis aan almal om nie hulle ore aan YouTube en ikone, politieke partye, mense en leiers uit te leen nie. Hulle moet elke woord, brief, voice note of video met die stem van die Heilige Gees kan staaf en bevestig, want daar is baie valsheid tussen ons mense, absoluut. Jy kan nie net alles glo wat jy hoor nie. Jy kan nie net alles glo wat jy sien nie. Hier's 'n hele paar mense hier buite wat self dink hulle is God. En dit is waar die groot probleem binne ons land lê. Dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan ook nie oor Satan se opinie. Alles gaan oor God se opinie. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Hier's 'n hele paar mense wat in die naam van die Here spreek en optree sonder dat God hulle opgeroep of bemagtig het. God het nooit vir hulle die opdrag of toestemming gegee nie. Die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen, dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Ek weier om vir Satan en al sy bose magte enige eer en erkenning te gee vir hulle teenwoordigheid hier op aarde. God was en is nog altyd in beheer. Ons hoef nie teen Satan te beklei nie, ons hoef hom ook nie te oorwin nie, want Jesus het hom klaar aan die kruis oorwin. Dit is volbring. Ons kan net vat wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het en dit uitleef na buite toe. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. 2 Korintiërs 5 vers 21 gee die Here vir my om vir julle te lees. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Kolossense 2:15. Hy het elke mag en gesag ontwapen, hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. 1 Korintiërs 15 vers 23 tot 26. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag en elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyand aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Jesus het vir niks en vir niemand in die wêreld teruggestaan of weggekruip nie. Hy het juist vir die siekes en die sondaars gekom om te red wat verlore is. Daar's geen limiete aan die krag van God nie. Noord, oos, suid, wes, daar's geen perk aan God se grootheid nie. 4 kerfees vir die regte redes. Hoop eer gee aan 'n vyand wat klaar verslaan is. Staan saam met mekaar op vir die regte redes. Dit is 'n dag wat ons opdra aan ons koning Jesus Christus. Hou op afgunstig wees. Hou op verdeeldheid saai. Wees verdraagsaam. God wil hê ons moet saam as 'n eenheid in die een liggaam van Christus funksioneer en verenig. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Jy het jouself verloor, onthou jy? Jy het jouself as heilige offer vir God gegee die dag toe jy tot bekering gekom het. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ons vorm almal deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Alles gaan oor die Here. Johannes die Doper beskryf dit die beste. Johannes 3:30, hy moet meer word en ek minder. Dis wat gebeur. Hoe minder jy in jouself word, hoe meer kan God deur jou manifesteer. In Johannes 14:12 sê ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. As ons kyk na Jesus se geboortedag, die ware geboortedag van Jesus Christus, dit wat die Heilige Gees aan my geopenbaar het. Jesus is gebore op die 15de September, 15de van die 9de maand. Dit is ook so deur die Heilige Gees aan my gestaaf en bevestig. Enige een van julle wat werklik die Heilige Gees se stem kan hoor, kan dit met God gaan staaf en bevestig. In Suid-Afrika en in baie ander lande vier ons Jesus se geboortedag op die 25ste Desember. Ek is nie hier om verdeeldheid te saai nie. Die woord leer
leer ons om mekaar se sienings te respekteer volgens Romeine 14 vers 1 tot 12. Maak nie saak op watter dag jy Jesus se geboortedag vier nie, doen dit alles tot ereverheerliking van sy heilige naam. Dit is 'n dag van liefde en vreugde, 'n dag van vrede en liefde tussen mekaar. Saam prys en aanbid ons die koning van alle konings, Jesus Christus. Die Satan wil ons stil maak. Hy probeer die waarheid probeer hy onderdruk. My gevolgtrekkings van alles is, hierdie tyd van die jaar is 'n tyd van liefde, omgee, samesyn en rus tussen families en vriende. Kom ons beweeg almal weer terug op God se vlak. Kom ons waardeer en respekteer mekaar. Geniet jou lewe, maar sit vir God in alles eerste in jou besluite. Mag God se naam deur almal se dade en uitsprake verheerlik en geheilig word. Mag die boek van waarheid, natuurlik die Bybel en die stem van die Heilige Gees nooit stil gemaak word nie. Moenie met jou plek in die hemel dobbel nie. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Wees altyd gereed as ons koning kom. Amen. 'n geseënde Christusfees, Kersfees word vir almal toegewens. Van my en my huisgesin af, vriendelike groete, Koert Jordaan, Shalom. Ons gesels gou.